Welkom hierso by Inspireer. Is lekker om saam met jou hierdie week te kon reis en dankie dat jy saam met ons tyd spandeer het. Jy weet seker reeds, maar ons is besig om te journey deur die tema hierdie week familie. God se familie, hoe lyk God se familie? Ons het gister gesels oor ek en jy wat deel is van God se huisgesin, soos Paulus ons leer in Romeine 12 en wat is my funksie in hierdie huisgesin? Hoe lyk dit? Maar meer as dit, dat ek en jy sal beleef, ervaar en aanvaar dat ons sy kinders is, dat ons deel is van sy geestelike familie, dat dit massief is, dat ons sal besef hoe groot dit is, maar ook watter taak ek en jy het. Met ander woorde, ek en jy het 'n rol om te speel in hierdie familie van hom. En dan wil ek vandag met hierdie vers afeindig, en hierdie is net vir my so 'n versekerende vers, iets wat dit regtig net in my hart kom vasbind aan Galasiërs 3, van vers 29 sê Paulus, hy sê verder, omdat julle aan Christus behoort, is julle die nageslag van Abraham en dis erfgename van die belofte. Hoe mooi is dit? Dat ek en jy die nageslag van Abraham is, as gevolg van ons bloed? Nee. As gevolg van ons DNA? Nee. As gevolg van ons gees, wat met hom verbind is. Baie mense, ek hoor baie Afrikaanse, noem hulle bakkie profete, sal vir jou vertel dat hulle kan nou vir jou terugwys dat op een of ander rede is hulle nou deel van die Israeliete en is hulle deel van die stam Juda. Ek wil vir jou sê, ek en jy is nie Jode nie, hoor. Ek en jy is verbind aan Christus deur sy gees. Ek en jy is weergebore. Jy onthou Romeine 6 vers 3 wat Paulus ons leer, as ek en jy saam met Christus gesterf het, met ander woorde die doop ingegaan het, en dan het ons saam met hom die ander kant uitgekom, lewend. Met ander woorde die ou mense wat het gesterf saam met Christus, maar die nuwe mens leef in en deur hom. Dis nie my DNA nie, dis nie my bloed nie, dis nie die kleur van my oë of die taal wat ek praat nie, maar dit is Christus alleen. Hy sê deur Christus het hy vir my en vir jou die pad kom oopmaak. Het ek en jy deel aan die belofte, maar meer as dit, is ek en jy erfgename. Aan die woorde, ek en jy is kinders van God, en ons het deel aan hom, maar ook aan sy koninkryk, ook aan die hemel. Ek en jy kan hom vandag ken, ons kan met oorgawe leef en sê, ek het 'n Vader in die hemel wat my lief het, en ongeag wat ek al in my lewe verkeerd gedoen het of gaan doen, hy gaan vir my lief bly, en ek kan elke dag by sy voete kom sit. En hy wil elke dag van my hoor, hy wil met my tyd spandeer, hy noem my sy kind, hy sê ek is 'n erfgenaam, hy sê hy wil met my tyd spandeer, hy sê hy klop aan die deur van my hart, en as ek oopmaak wil hy met my kom sit en eet. Dit is die belofte wat ek en jy het, dat ek en jy erfgename is van Christus, dat ek en jy sy kinders is. Wow, wat 'n wonderlike ding om vandag mee uit te gaan, om met daai wete te loop en te sê dat, hoorie, my DNA, my velkleur en die feit of ek nou baie of min hare het soos ek, dis nie wat die kat maak nie, dit maak die saak nie. Ek en jy is deel van hom deur Christus. Daar's niks wat ek kan doen nie. Dit is net in, deur en tot Christus alleen. Ek wil vir jou sê welkom by hierdie familie. Welkom by die familie van God. Mag jy welkom wees hierso. Mag jy nuwe familie maak, ontmoet, bybring. Mag jy toevoeg tot die koninkryk. En mag jy mense se lewens gaan verander. Mag jy sout wees, lig wees. Mag jy vredemakers wees, daar waar jy ook al mag gaan. En mag jy alles doen om Christus te verheerlik en hierdie familie van hom te dien. Mag jy 'n lekker naweek hê, sien jou Sondag. Totsiens.